is daar een plek wat ek dink wat baie tekortskiet binne die huwelik, is hoe veilig voel ek as man of as vrou binne my huwelik. Hoe veilig voel ek met my metgesel? Weet ek dink aan daai toe ek nog jong getroud was in my polisie jare, was dit eintlik die geselskap gewees tussen die manne by die braaivleisvuur oor hoe bad is my vrou. En baie keer is die vrouens terwyl hulle slaaie maak en om te hoor hoe sleg is my man. En ek dink as daar een plek is waar ons mekaar juis moet beskerm, dan is dit by familie en by vriende. Daar gaan altyd iemand wees wat negatiewe goed te sê het. Maar dis daar waar ek moet opstaan en sê, hoorie so, dis my man of dis my vrou waarvan julle praat. Dis my plek om my vrou en my man te beskerm. En mag julle mekaar altyd beskerm, mag julle mekaar se rug hê in tye waar mense dalk negatiewe goed sê oor julle. En mag julle besef dat hoe belangrik is dit dat man en vrou moet veilig voel binne die huwelik. 'n man of 'n vrou wil nie op 'n plek kom waar jy op eiers loop, versigtig moet wees vir mekaar of selfs vir ander mense nie. Ek dink as jy by die huis kom, moet jy een plek hê waar ek sê, hier voel ek veilig, hier voel ek tuis, want ek is by my man of ek is by my vrou. Maar nie rede soek om nie huis toe te gaan nie, want ek voel nie veilig by die huis nie. So as daar iets is wat ek graag vir julle wil bring in hierdie woord van beskerming, is dat julle mekaar so sal beskerm, mekaar se harte so sal beskerm. Want van vandag af, as julle daai woorde sê, I do, is dit asof jou hart vir die ander persoon gee. En is daai persoon se verantwoordelikheid om jou hart op te pas vir die res van julle lewens. En moenie daai hart seermaak terwyl hy in jou besit is. Want dit is baie keer moeilik om daai hart te herstel as daar te veel skade gedoen is. There is no fear now. Let go and just be free. I will love you unconditionally. So open up your heart and just let it begin. Open up your heart and just let it begin. Open up your heart and just let it begin. Open up your heart. Acceptance is the key to be truly free. Nou, vandag is een van die belangrikste dae in 'n paartjie se lewens. So ek dan nog sê, dit is twee wêrelde wat vandag een word, wat julle sin word. Julle stap uit dit wat julle geken het en julle stap nou in die onbekende met saam met mekaar. En dis 'n pad wat net julle twee gaan stap en dis 'n pad wat julle gaan bepaal saam met Jesus. En dis 'n pad wat julle op die ouend saam moet klaarmaak. 'n Pad wat julle sal moet voltooi. En ek dink dis hoekom hierdie dag so 'n mooi dag is, want dit word juis gevier met familie en vriende. Dis hoekom dit 'n bruilof genoem word. Want dit is hier waar ons saam met julle hierdie dag vier. Saam as getuienis kan optree. En ook saam met julle hierdie pad, saam met julle kan stap. En ek dink hoekom dit vandag so 'n belangrike dag is, die feit dat julle twee een word. En ek dink daar's altyd 'n gesegde wat sê, en dit baie mense van ons pas toe in ons huwelik is, of jy hoor altyd mense sê, weet elke ou moet net sy deel doen in die huwelik. Maar dit werk eintlik werklik so, jy moet nie net 'n deel doen nie, jy moet jou alles in hierdie huwelik insit. Jou 100% maak eintlik hierdie huwelik heel. En dis wat ek graag vir julle wil bring vandag is, die feit dat 'n helfte en 'n helfte maak 'n hele, maar in die huwelik, jou 100% maak 'n huwelik 100% reg en gesond. So, dis belangrik, TG en Zoe, dat ons huweliksmate gelukkig moet hou. En saam met dit in Handelinge 20 vers 35, die B-gedeelte sê die woord, hy sê, dis beter om te gee as om te ontvang. So is beter om myself te gee, is beter om my liefde te gee vir my metgesel, sonder om eintlik iets terug te verwag. Want dis wat liefde is. Liefde is om te gee, sonder om iets terug te verwag. En ek dink as julle twee in julle toekomspad wil saamloop, fokus op mekaar se behoeftes, om myself en my liefde vir daai persoon te gee, sonder om iets te in ruil daarvoor te verwag, kan dit nie anders as om goed te wees en gesond te wees nie. So daar's nêrens in die wêreld wat ek van weet wat daar iets is wat daar 'n perfekte huwelik is nie. Maar ons almal kan streef na 'n gesonde huwelik. En van hierdie oogpunt af van dag af vorentoe, is dit iets waar julle twee na moet streef, is om julle huwelik gesond te hou.
En al maniere ons dit kan doen, is wat ons hierdie 7 sleutels wat ons vandag gaan oor praat, as ons dit toepas in ons huwelik, kan dit nie anders as om gesond te wees nie. En daarom wil ek net, ek sien noem, ek het 7 sleutels hier wat ek vir hulle gaan gee, maar saam met die 7 sleutels is daar so 'n ring, weet 'n sleutelhouer. Baie van ons het so iets, veral as jy baie sleutels ronddra. Nou uit ondervinding uit weet ek, jy kan die sleutels los in jou sak dra, net iewers langs die pad verloor die sleutels. So ons hou altyd ons goed by mekaar, en die belangrikheid van hierdie band, en ons gaan afsluit met hierdie band, is dat hierdie is die band van liefde. Dit hou alles by mekaar. Nou soos ons vandag die 7 sleutels gaan behandel, en soos ek dit vir julle gaan gee, gaan julle dit op hierdie band sit. En dit gaan geseël word met die bloed van Jesus, en dit beteken dit bly in een. As dit wat met liefde vasgemaak word, kan nie verlore gaan. En mag dit elke dag, as julle aan hierdie goed vaskyk, julle self herinner aan die liefde van die Here vir julle, en ook julle liefde vir julle self en julle met geself. So ek verklaar nou dat TG en Zoe, wat die voor ons staan as getuies, regtens getroud is. Nou mag jy as. Every step, writing stories that seek to be read, taking hold of the moment as we discover every color filled with wonder. Now we finally see we got everything we need. Here we go. Ontspan nou. Ek dink ons is alleen. Die enigste klank is ons wat asemhaal. Dis net ek en jy. Ek loop weg van liefde, so stop my. Ondergrondse sielsverhitting. Jy is die warm geweer hier in my denimbaadjie. Want is net ek en jy. Ek dink jy is slim genoeg om 'n greep in my gees te kry. Oh, net jou hand in my hand, want jou hand is koud. Almal sê jou koue hande is warm liefde vir my. En ek dink ek besef dit, wat doen jou koue hande aan my? En ek dink ek besef dit, wat doen jou koue hande
Jy steek my weg in jou klerekas en sê dis okay, ek is nou hier. Gooi my lyf soos haal uit die hemel uit. Ons sal die gety oorleef. Lach vir my tot ek flentes word. Solank dit net jy is. Ek dink jy is Goeienaand almal. Zoe, ek wil net sê jy lyk baie mooi vanaand en tegen ons is bly het opgedaag. Vir die wat my nie ken nie, ek is SW en ek het die voorreg gehad om tegen sy vriend te wees. Nie omdat ek hom gekies het nie, maar omdat ek hom gekry het. Hulle sê dit bring geluk as jy op jou troue reën kry. Maar ek dink tegen het besluit om die geluk 'n week vroeër te kry in die vorm van 'n blou oog. Ons weet nie of was dit dalk oor 'n laaste huweliksonderhandeling nie, maar een ding is seker. Hy is al klaar besig om ja my liefde oefen. Ek was verlang, baie te lank, die derde wiel in hierdie verhouding. Maar ek is baie bly Zoe kon tegen sy hart steel, want hy het vir my snaaks begin kyk omdat ek nie my winterskombersies met hom wou deel nie. Nee man, boom. Van die eerste dag af was tegen daar een vriend wat altyd daar is, of ek hom nou nodig gehad het of nie. Hy is loyaal, betroubaar en soms 'n klein bietjie hardkoppig, maar net so bietjie. Ek het gedink ek ken hom goed, maar toe Zoe in sy lewe inkom, skielik sien ek 'n nuwe kant van hom. Een wat sagter, meer romanties en glo dit of nie, selfs meer georganiseerd is. Ja, so bietjie. Zoe, jy is nie die liefde van sy lewe nie, jy is sy beste besluit ooit. Jy bring iets in sy lewe wat niemand anders kon nie. Balans, vreugde en 'n bietjie orde. Balans. Jy laat hom skyn op maniere wat ek nog nooit gesien het nie. Ek weet sonder twyfel dat julle gemaak is vir mekaar en dat julle baie geluk in mekaar se lewens sal byvoeg met julle huwelikspad vorentoe. En TG het my beloof ek hoef daarmee op sy volgende troue te speech nie. Die huwelik is 'n wonderlike avontuur. Dit gaan oor liefde, geduld en baie kompromis, meestal van TG se kant af. Maar as daar twee mense is wat regtig vir mekaar verstaan en aanvul, dan is dit julle. TG, ek is baie bly om te sien jy is so opgewonde om 'n mens te word. Want van nou af is jy die mens en kan 'n mens nie 'n stukkie gras hier plant of kan mens nie hierdie muur 'n ander kleur verf nie. Jy man, ek like nie hierdie nie. Zoe, ek wil net vir jou sterkte toewens. Ek hoop nie jou leerling waant jy in die aande huis toe kom, maak jou so moeg soos die in jou klas nie. Dis nou te laat, jy kan hom nie meer teruggee nie. Dankie dat dit nou jou verantwoordelikheid is. Kom ons lig 'n glasie op die van Rensburg. En dit was 'n hele paar jaar terug. En gelukkig is jy nie my juffrou nie. Liewe familie en vriende. Dis vir my 'n groot voorreg om vandag 'n huildronk op die bruid se ouers in te stel, want dit lê my na aan die hart. Nie net omdat dit my ouers ook is nie, maar omdat ek uit ondervinding uitpraat. Alhoewel ons pa nie vandag hier in die vlees kan wees saam met ons nie, weet ek hy is hier in gees. Nie net omdat hy 'n lekker mens was en nooit 'n party gemis het nie, maar hy is Zoe se hero gewees en hulle het 'n baie spesiale band gehad. Zoe lyk dalk meer soos my ma, maar as ons pa se waaghalsigheid en liefde vir avontuur en die buitelewe wat sy geërf het. En hy sou vandag hemel en aarde versit het om hier te wees. My ma het gesê ek moet my sussie waaghalsig genoem, maar dis my speech. So Zoe, let's call a spade, jy's 'n stout gat. Maar ja, in alle ernstigheid, Zoe, dankie vir die mooi eerbetoon aan Dada daarvoor. Namens hom en as sy naamgenoot kan ek maar net sê, jy lyk pragtig vandag en mag jy en TG baie gelukkig saam wees. Dan is daar my ma.
'n vrou wat ons 3 kinders die afgelope 7 jaar alleen gebring het waar ons is. Toe ons wêreld in mekaar getuimel het, was sy ons rots en sy het vir ons 'n gelukkige huis vol vrede gegee. Sy het ons geleer om met integriteit te leef en dat die son môre weer sal skyn. Maar tussendeur haar groot verantwoordelikheidsin, is sy ook 'n free spirit met 'n goeie sin vir humor en mens kan haar nie in 'n boksie plaas nie, al probeer jy hoe hard. Maar sy hou ook nie van aandag nie en daarom gaan ek nou volstaan en julle vra om julle glase te lig en te cheers op ons ma en pa, Wayne en Siska. Baie dankie. As mens altyd gevra word om 'n huildronk op 'n ouerpaar in te stel, is dit nogal 'n moeilike ding. Want familie word skoonfamilie en skoonfamilie word familie. En ek het vroeër vanaand hier met Wins gesels, toe sê hy vir my, hy was in China. En in die Chinese kultuur is die woord vir ma tahang. En ouma is tahang. En skoonma is blykbaar satahang. So. Vergeef my vir daai een. Vriende, vir my gaan dit terug 20 jaar gelede wat ek in 'n werksverband vir Teens in die Elsa ontmoet het. En tegen hoe oud was jy? Ek weet nie, hy het nog nie skoene gehad nie, maar hy kon wel 'n stuurwiel vashou. Die eerste opvallende ding vir my was altyd gasvryheid. Jy moes altyd saamgaan of huis toe of plaas toe of later verskonings uitdink om elke maandagoggend op Dellerywil te wees. Afgesien van dit, het ek iemand leer ken wat jy nie hoef te vertel dat iemand swaar kry nie, hy sien dit. Maak nie saak hoe swaar hy kry nie, hy sal sy laaste hemp uittrek en hy sal jou help en ons gaan vorentoe. Baie skry en soveel so dat ons later oppositie was vir mekaar in 'n werksopset. Maar dit is vir my lekker om te kan sê dat ons aan dieselfde kant van die draad is en vir die laaste 4 jaar het ek die voorreg om te deel met 'n familiebesigheid waar die hele gesin van deel vorm. Ek wil dan ook graag uitlig, Jolandi, jou liefde straal uit na almal van ons wat buitekant staan. En ek dink as daar iemand is wat daarvan sal kan getuig, is dit klein Liamay wat daar leen speel. TG en Zoe, ek glo dit sal die getuigskrif wees wat julle kinders ook eendag van julle ouers gaan sê. Hiermee wil ek julle vra, kom ons staan en klink 'n glasie op die bruidegom se ouerpaar. Nie op. Ja. Kyk. Nie op die broek nie. Nie in die oor nie. Oi, dis koud ouens, dis koud dan. Ja. Sy, ek kan eintlik niks sien. Wag, haal dit af. Soos die van julle weet dat ek eintlik baie goed in Afrikaans was. Ek was goed in Afrikaans. Okay, ek gaan sien. Ja. Vir die... Nee. Kyk hoe lyk dit. Ja. Juffrou Lou gaan ons nou wegjaag. Vir die van julle nie weet nie, Rolf sal julle die storie vertel. Dit was 'n nuwe. Nee, dan kan ek nie sien nie. Ek moet sien, ek moet julle in die oë kyk. Ja, ek dink dis beter. Hierdie brand.
Liefie, die was 'n nuwe das geweest, maar het gaan nie meer werk nie. Ek kon net gou 'n slukkie inspirasie vat. Nee! Wie ook al dit was, ek hoop nie stamp jou klein toon. Ek gaan my bes probeer om te speech. So as ek gesê het vir die van julle wat weet wat saam in die Afrikaanse klas was, ek was bittergoed met al die speeches wat ek moes doen. En Potty en Stefan sal weet want julle was die enigste twee wat saam met my gedryp het. Julle kan my mooi hoor. Ja, eerstens wil ek maar net dankie sê vir almal wat hier is. Wat Wag, ek los die beste vir laaste. Dis hoekom ek laaste gaan slaap ook. Ek stuur 'n SOS sein. Wie kan my help? Maar ja. Nee, nog niks. Kom, R50, wie kan hom nie inspuit? Soos ja, ek noem dit, ek skryf nie speeches nie, ek sê hulle net. Ja, want ja, my mond. Nee man, ek was nie ernstig nie. Dit was 'n grapie gewees. Dankie tog. Ja, soos ek sê, baie dankie vir almal wat hier is vanaand, wat dit moontlik is om saam ons te wees. En ja. Geen klomp. As julle weet wat dink ek vir julle vanaand, nê, gaan ek eerder nie name noem nie. Want ek kan dalk weggejaag word. Yes, ek wen ook net nie. Sa. Okay, nou is ek reg. Jy's nie my tipe nie, is nog nie my tyd vir mans nie. Maar ja, Winja, hulle wat al hierdie moeite gedoen het vir ons om die saal reg te kry. Winja, die mense van die saal. Julle hoef nie te weet nie. Baie dankie vir al julle tyd en moeite. Die fotograwe. En aan my ouers en aan my nuwe ouerling, aan Ma Siska daarso ook. Dis 'n nuwe gewoonte wat ek nou maar moet aanleer. En aan my paale en by Anema en Tannie Jolande hulle en Kobus hulle en Hannes hulle. Wag, ek sit asem uit. Dit is te veel. Ja, ek wil maar net dank. Ons gaan wat ek my beltie losmaak. Sy jou buik soos 'n warm vis. Sak. Nee. Yes, wat? Ek probeer. En okay, maar ek dankie vir die ouers om dit vinnig kort te knip, want ek word hier ja. En dan wil ek maar na my nuwe persoonlike vrou toe kom. Ek wil maar net sê baie dankie vir jou geduld en moeite en tyd wat jy vir my gee. Plesier. Ja, dankie dat jy nie weggeloop het vanoggend of vanmiddag altyd daar by die altaar. Jy reken. Maar ja, kan ek net luister kerels, kan ek net bietjie 'n handeklap kry vir die mooiste bruid wat hier sit vanaand saam met my. Ek meen, sjoe.
Ja, die boete as 'n bietjie laat aan plaas vir 'n betaatvaart. Maar ja, my lief, ek moet sê jy is regtig pragtig vanaand. As die scope jou moes gesien het, dan sou julle dalk vir die wat nie weet wat die scope nie, moenie worry nie. Dit is julle sal later verstaan van tyd. Maar nee, ek wil maar net baie dankie sê vir almal wat hier is vanaand, wat dit saam met ons kom vier. Sonder julle sou dit nie moontlik wees nie. Ja, julle is goeie paar vriende. Al like ek julle nie baie altyd nie. Dis okay. Wayne, dankie. Al was jy laat vir die foto's vandag. Nee. Ek was nie baie goed in spelling nie. Maar nee, ek wil maar net weer eens baie dankie sê vir almal, my paale, my maale en ma Siska. Ek waardeer baie wat julle doen, Tannie Landie, Kobus en Hannes. Al die tyd en moeite wat julle vir ons gee en ons ondersteun. Ja, nee, ek weet nie hoe eindig met die speechie. Maar klap hande, dan kan ek ophou. Dankie julle. Van my op die plaas te bly. Bokkie, wil jy dans met my? Gaan ons die heel aand vir mekaar bly loer, of gaan ons maar met ander kalers boer? Ek het nie lus om doekies om te draai nie, ek word iemand om my siel te voer. Jou lyf bedryf die besigheid die binne my, wat voel, so kom 'n bietjie by. Ek weet, jy skaam, so kom ons maak 'n plan. 'n Boer maak ons 'n plan, ja. 'n Meisie wat kan vasdans, staan 'n kans om my voete te verlei, saam my op die plaas te bly. Bokkie, wil jy dans met my? 'n Meisie wat kan vasdans, staan 'n kans om my voete te verlei, saam my op die plaas te bly. Bokkie, wil jy dans met my? My hart is op my mou en ek droom daar vir jou. Jy kan hom maar kry, so sê my wil jy bly. My hart is op my mou en ek droom daar vir jou. 'n Meisie wat kan vasdans, staan 'n kans om my voete te verlei en saam my op die plaas te bly. Bokkie, wil jy dans met my? 'n Meisie wat kan vasdans, staan 'n kans om my voete te verlei en saam